In Eksodus 20 vers 5 tot 6 word gesê dat die Here onverdeelde trou van ons vra. Ons moet hom alleen dus dien. En dan word gesê dat die Here die kinders verantwoordelik hou vir die sondes van die ouers tot in die 3de en 4de geslag, maar dat sy seën tot in die 1000ste geslag gaan van die wat hom dien. Soos Galasiërs 6 vers 6 tot 7 sê, ons dra die gevolge van wat in ons lewe gesaai word. Al sal elkeen van ons self aan die Here rekenskap oor ons lewe gee, moet ons weet dat die sondige voorbeeld wat ouers in hul kinders se lewe saai, beslis gevolge vir hulle kinders het. Deur ons sondes maak ons deure oop waardeur die duiwel ook ons kinders kom besoek. Daarom sien ons in families dat hulle oor geslagte dieselfde sondes bly doen. Drankmisbruik, seksuele onreinheid, woede, huweliksontrou, onvergewensgesindheid en verskeie ander sondes word dikwels geslag na geslag herhaal. In 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20 word duidelik gewaarsku teen seks buite die huwelik, want man en vrou word een as hulle seks het. Dit beteken dat as ons een word, die dinge uit die voorgeslagte van die ander een ook deure vir Satan oopmaak om ons mee aan te val. Die Bybel ken net een pad vir sonde en dit is dat ons voor die Here moet buig en dit aan hom bely. Jesus het vir al ons sondes aan die kruis betaal. En 1 Johannes 1 vers 9 sê dat as ons sonde aan hom bely, hy dit vergewe. Maak die deure waardeur Satan jou kan aanval toe, deur jou sonde aan die Here te bely. Het jy al nuut met die Here begin, deur die bagasie van jou verlede af te lê, deur dit aan die Here te bely en vry te word? En het jy al daardie sondes van die verlede gelos, en volg jy nou Jesus as jou Here met jou hele lewe?